U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster, voorgeles en verwerk deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Episode 14. Vermaak sit met sy rug na my en kyk na 'n groot TV-skerm. Ligte flikker en ek sien duidelik dat hy oorfoon op het. Hy sit in 'n groot stoel en net sy hande beweeg. Ek kan beweging op die skerm uitmaak. Vliegtye en mense wat uit vliegtye spring, gewere, ontploffings, geboue wat brand en 'n figuur wat skielik opspring en met 'n geweer na Vermaak mik. Maar Vermaak se hande beweeg. Ek sien sy vingers op knoppies. Die man val agteroor terwyl daar stof rondom hom opslaan. Ek besef wat gebeur het. Al weet ek nie hoe ek dit weet nie, Vermaak het hom geskiet. Of hy het en hy het ook nie regtig nie. Vermaak is wat Jenka sou noem 'n gamer. Sy en haar maats doen ook soms sulke dinge, nagte deur. Ek het dit al gesien. Papa sê dis ongesond en onnatuurlik, solank hulle nie uitgaan na nagklubs nie, keer Nana dan. En missus het ook dinge te sê oor die gevare van vandag se naglewe, Uber of so iets wat ontroubaar is, en oor moordenaars en kapers, en die gewone geveg breek dan uit, tot almal in alle rigtings wegstorm. Vermaak, die vullis, daar sit hy heeldag in hierdie groot stoel en speel speletjies, oorlog, oorlog, oorlog. Ek skud my lyf, soos wanneer ek in 'n waterplas getrap het. Maar miskien is dit hoekom mense eerder oorlog speel, as om dit regtig uit te voer. Dis dan hoekom ons hom nie meer met sy geweertjie in die tuin sien nie. Hy jag nou ander prooi. Seker ook hoekom sy vrou weg is. Nie in 'n muur nie, eerder so ver weg as moontlik van hierdie vrotplek en hierdie simpelman. Maar Vermaak en sy vrou se probleem is onbelangrik. Waar is Casper? Met Vermaak se aandag op sy speletjie loop ek vinnig agter hom verby, na waar ek 'n gekrap in die kombuis hoor. Casper, nie 'n muis nie, dink ek. Ek staan voor 'n kasdeur, 'n lang dun deur, soos in ons kombuis. Maar waar missus die besem en die dweil, sy sê dit rym nie verniet met kwyl nie. Haha. Kyk hoe slijmerig, en 'n emmer hou. Ja, ek kan Casper ruik. Sedert ek my oog verloor het, ruik ek mos beter, veral vanaand. Nie dat dit hier juis 'n goeie ding is nie. Hoe hou Vermaak dit uit? Boonop stink dit na sigaretrook en vuil asbakke, selfs erger as in Nana se kamer. Ek voel asof ek 'n haarbol wil kots. En dan miauw Casper weer. Hy weet ek is hier. Nou, hoe kry ek vir Casper hier uit? Ai, sommige katte kan daarom ook onnosel wees. Dit was Vermaak se koel wat my dit laat besef het, maar laat ek nie nou aan nonsens dink nie. Hier is 'n probleem. En dis so bedompig hier. Ek kan skaars asemhaal. Wat nog van dink? Vermaak het 'n verwarmer aan wat die plek laat voel soos papa se binnebraai. Casper krap nou harder en begin wild binne die kas rondspring. Skielik gaan die deur oop en tref my teen die neus.
Kasper skrik en spring oor my, blasend. Die sot. En daar hardloop hy dieper die huis in. Wag! Daar is wel 'n venster oop, altans 'n hele paar, sulke skuinsglase en openingkies langs die voordeur. Dit moes wees waar Kasper ingegaan het. Bietjie klein vir my, sal ek kan? Hulle sê waar 'n kat se kop kan deurgaan, kan sy lyf deurgaan. Want katte het nie skouers nie, natuurlik nie. Wat wil ons met skouers maak? Kasper is nou veilig. Wat hy in die kas gesoek het, Kasper in 'n kas, natuurlik. Wat hy altyd soek, kos. Ek kyk uit. Hy is al oor die straat, kyk nie eers vir die karre nie. Ek dink aan Mia. Katte dink hulle is so vinnig. Hulle weet nie hoe vinnig karre is nie. Ek stap versigtig terug, verby die kas. Vermaak speel al te lekker. En hier is ek met een oog, die vullis. Nee, ek het te lank hiervan gedroom. Hy moet betaal vir sy wreedheid. Ek dink weer aan die binnebraai. Papa gooi soms papiere daarin as hy die vuur aansteek. Dis nou my kans, die verwarmer. Ek kry die koordbeet en trek. Die ding is swaar, maar ek trek met alles wat ek het, seerbeen en al. Die geraas is so erg in die kamer dat Vermaak niks sal hoor nie. My bene kap teen die venster, maar ek voel dit skaars. Ek is uit. Agter my sien ek 'n gloed. Die papiere op die vloer het vlam gevat. Dit raas nog net so erg. Ek hardloop so vinnig as wat ek kan oor die pad en sien nie die ding van my blinde kant afkom. Die slag van die ding se voorwiel gooi my teen die palissade voor ons huis vas. Donkerte. Ek lê lank so, tot die geskree van mense my wakker maak. Papa kom tel my op. Waaroor is al die geraas? O ja, Vermaak se huis. En die man wat in die pad lê. Kyk daar, sê papa. Sy motorfiets het dwars deur Vermaak se voorhek gegaan. Nou brand die motorfiets ook. Ek sien alles, want papa het my opgetel. Ek hoor iemand sê, Vermaak het uitgekom. En Mrs sê, thank goodness. Ek kan nie voorgee dat ek omgee nie. Papa dra my in. Dit lyk my, dit was net 'n skramshou. Hy sou kyk. Hoe sal jy weet, papa, wonder ek. Ek gee ook nie om nie. Ek gee vir niks om nie. Kasper is by die huis. Hy is nie dood nie, soos Mia nie. En ek ook nie. Maar wat die Joos het Timmy in die straat gemaak, wonder papa. Juis nou. Curiosity and the cat, you know, sê Mrs. Like some people, cats never learn. Ai, Mrs. Van liewe sou ek het verwag. Maar nou jy ook, of is meeste mense nie ook maar dieselfde nie. My kop draai en draai. Ek wil my naels in iets inslaan om vas te hou. En ek voel regtig baie moeg. Dis lekker warm in die huis en daar's vrede en stilte, maar ek is steeds doodmoeg. Doodmoeg. Buite reën dit hard. Mrs kla gedurig oor die lang winter. Dit was nie so waar sy groot geword het nie. Papa sê net, 'n mens moet dankbaar wees vir reën. Dankbaar. Baie dankbaar. Dit druis op die dak en dit lek seker weer by die TV-kamer in, want Mrs kla oor 'n gedrup. Papa sê saggies, die geneel van 'n vrou is soos die gedrup van 'n epiese, skatologiese, middeleeuse kloosterkroniek of so iets. Wat selfs vir Job, Einstein en Mary Poppins beneuk sou maak. Ek besef nou dat ek nie gedrup hoor nie. Ek draai my kop. Daar is ek. Lyk my een oor is nou doof. Solank ek nie die gedrup en die gekla hoor nie, is dit reg so. My bene is seer, maar ek kan hulle strek. Ek kan nog loop, 'n bietjie sien en 'n bietjie hoor. Ek's alright. Kasper lê styf teen my rug. Ek luister na sy asemhaling. Snoesig. Dis die woord, ja. Niks soos liggaamsitte nie.
Geen kat vergeet dit ooit nie, al word hy hoe oud. En dan onthou hy die tyd in sy lewe waar alles goed en veilig was. Of so is dit vir die meeste katte. Ek sukkel regop. Hy moet maar slaap. Ek moet in die tuin kom. My blaas wil bars. My lyf mag styf wees, maar my kop was nog nooit helderder nie. Ek onthou alles van gisteraand. Ek stop eers. Vermaak se huis lyk nou anders. Die gate in die dak is veral baie lelik. Ek dink hy het baie meer lekker as ons in die TV-kamer. Wat hoor jy van Vermaak? Vra Mrs. Aan haar stem kan ek hoor, sy gee nie regtig om nie. Seker nog in die hospitaal, papa glimlag. Hy het darm nie gebrand nie, net rook ingeasem. Ek het gehoop sy gat het gebrand, net so bietjie. Mrs. kan nogal kwaai wees. Maar niemand van ons, die troppie van hierdie huis, is jammer vir Vermaak nie. Nana sê altyd, daar is konsekwensies. Ek sien vir papa en Mrs. Hulle kyk oor die straat. Ek wonder wat hy nou gaan doen, sê Mrs. Of gaan hy verkoop? Verkoop? Wat? Verkoop, daai ene. Die vraag is eerder of hy kan of gaan herbou. Dis wat ek wonder. Papa blaas oor sy koffie. Ek wonder nie wat ene beteken nie. Een kyk na Vermaak se huis is genoeg. Die vinke raas in die agterplaas, seker weer Kasper wat in die vyeboom rondlouter. Klouter met kloue. Plaas die bliksporrel eerder voels geskiet het, sê Mrs. Sy kyk na my. My ore spits van self toe sy plaas sê. Maar dan sê papa, ek dink dis waar het begin het en toe raak hy dapper. Men can be such assholes, Mrs. slof by die trap af. Papa sluk sy koffie. Mans, brom hy saggies en sluk nog. As ons regtig so sleg was, waarvoor sou julle ons nodig gehad het en waarvoor sou julle ons wou hê? Ek hoor iets, 'n tik geluid. Dit reën teen die groot ruit. Die wind laat die rame ratel en die boomtakke girts teen die dak. Back to the trenches, sê papa en gaan sit by die tekentafel, maar hy staar net na die reën. Ek sal hom moet help, so kan dit nie aangaan nie. Wat het hy nodig? Daar is baie boeke oor diere op sy rakke. Een van hulle sal pas, ek dink. Oor hoe lui papa is. Oor hoe lui katte is. Altans, mense veroordeel maklik. Katte dink en droom tog baie, al doen hulle miskien min. Papa sê mense is eenoogig en dis ironies. Ek verstaan wat ironies is. Die probleem is so baie mense verstaan dit nie. Ek wonder of Vermaak miskien nou verstaan. My littepyn erger as dit reën en ek is meer dors as tevore. Gelukkig is daar altyd water in die kombuis. Nie altyd vars nie. Ek en Kasper deel mos 'n huis. En waterbak met 'n hond. Frikkie sit in die agterplaas. Ek sien hom deur die glas deur. Sy oë staan styf in sy kop. O, nou verstaan ek wat hy doen. Is daarom nie my werk om agter hom op te tel nie. Iets beweeg in die olyfboom. Voëls? Nee, Kasper. Sy ore is plat en sy oë stip op Frikkie. Die arme ou brak gaan hom weer bevuil. Hy skrik so maklik. Ai, met 'n jong kat in die erf is daar altyd drama. En Kasper gaan voort asof niks oor kan die straat gebeur het nie. Die mense was darm bly Kaspertjie is veilig. Dis net ek wat weet en onthou. Ek gaan staan onder die trap en kyk op. Papa sug en stoot sy bene verder onder die tafel in. Ek hoef nie daar te wees om te weet nie. Min dinge verander in hierdie huis, meestal. Stil en voorspelbaar, meestal. Katte hou van voorspelbaarheid, maar ek is nie net 'n kat nie. O nee, ek voel al meer soos 'n mens as die mense in hierdie huis. Ek wonder hoekom papa sê dat mense altyd van hulle dierlikheid wil wegkom. Weet hulle dan nie dat om op jou agterbene te loop nie beteken dat jy nie 'n dier is nie? Ek wonder ook of hulle my sal glo as ek dit aan hulle sou kon sê. En skielik kom 'n storie, die storie van Alice in Wonderland by my op. En ek glimlag, soos daai Cheshire kat.
Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode. As dit op jou hart is om te saai op hierdie platform, doen gerus so in die rekening besonderhede op die skerm. Baie dankie vir elke oor wat luister.